Vriende, ek gaan nou om die woord van die Here saam oop te maak in hierdie aand by Johannes 14. Johannes 14 en ons gaan daar lees vanaf vers 15. Johannes 14, ek lees vir ons vanaf vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee en by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom: Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Daar lees ons uit die woord van die Here. In vers 16 en vers 17 is wat vir my opmerklik is. Hoor bietjie die wonder van hierdie beste helper wat ons ooit kan hê. Hy sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. As ek dink aan hierdie gedagtes, is dit vir my kosbaar. Want ek wil vanaand met u praat oor die oplossing van dit wat ons vanmôre vir mekaar gesê het, die groot uitdaging is. Hierdie siektetoestand wat daar in ons wêreld heers. En so baie maklik kan 'n mens, watse pille kry 'n mens wat nie oorspronklik is nie? Generies. Kan 'n mens in baie plekke vandag 'n generiese oplossing vind. 'n Nagemaakte oplossing, iets wat naby aan die waarheid is, wat bietjie goedkoper is, wat bietjie makliker is, maar wat nie heeltemal doen wat hy moet doen nie. En ongelukkig word dit baie so verkondig in ons dag. Daar word 'n alternatief verkondig, naby aan die waarheid, maar hy doen nie presies wat die ware Jakob is nie. En daarom wil ek graag met u deel wat die woord van die Here vir ons sê. In vers 18 en vers 19 sê hy, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Hy sê, julle gaan my sien. Hy sê, omdat ek lewe en julle sal lewe, en die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my. En dan kom hy by latere vers en hy sê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En daar's verstommende dinge wat hier genoem word, wat vir jou en vir my 'n werklikheid is van hierdie beste helper wat ons kan hê,
om ons met hierdie groot ernstige probleem wat daar in ons menswees kan wees, te kan help om dit te diagnoseer en om dit uit te sorteer. As 'n mens dink aan hierdie helper, dan praat ons van die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees van God wat dit wat in ons lewens moet gebeur, 'n antwoord voor het. Die enigste antwoord voor het. Ja, sy hulp, sê die woord van die Here vir ons in hierdie gedeelte, sal van die troon van God afgebid word. Jesus sê self, hy sal bid vir die trooster om gestuur te word. Kan jy dink aan die wonder van dit? Dat daar gebid word vanuit die mond van die koning van die heelal, vir jou en vir my, dat daar 'n trooster vir ons gestuur sal word, om ons te vergesel deur hierdie lewe. Om juis ons te kom ondersteun in ons tekorte, in ons onvermoë, in ons verkeerd. Hy sê hy sal ons 'n ander trooster gee wat niemand anders het, of wat enigiemand anders kan bied nie, maar net vanuit die troonkamer van die hemel uitkom. Dis die wonder van hierdie helper wat ek en jy het. 'n Helper om by ons te bly, sê hierdie gedeelte. Tot in ewigheid, buite tyd, buite spasie, vir ewig en vir altyd, om nooit ooit weer van ons geskei te wees, of ons nooit ooit weer alleen te laat nie. Hy help ons met die volle waarheid. Hy help ons met die ewige waarheid. Hy help ons met die finale waarheid, hy help ons met God se waarheid. Hy help ons om te kry dit wat die wêreld ons nie kan bied nie. Hy help ons om te ontvang wat net uit die troonkamer van die hemel uit kan kom. En as dit nie vir hom was nie, was daar vir ons geen kans gewees om dit wat in die troonkamer van die hemel is, ons deel te kan maak nie. Hy help ons om te leer wat niemand anders ons kan leer nie. Hy kom oortuig ons wat niemand anders ons van kan oortuig nie. En alleen in Christus Jesus ken ons hom. En is hy met ons. En deur hom ken ons God. As dit nie hy is wat dit vir ons lewend gemaak het nie, as dit nie hy is wat in ons geopenbaar het nie, as dit nie hy is wat die lig van die hemel op ons kom skyn het nie, was ons nie vandag hier nie. En van die skepping van die wêreld af, het die Gees van God oor hierdie gewelf gesweef. En daar waar hy was, daar het die skepingskrag van God in beweging gekom. En dis die wonder van hierdie helper, want hy het eers God gehelp. Hy het eers vir Jesus gehelp op hierdie aarde. Hy het vir Adam gehelp, hy het vir Noag gehelp, hy het vir Moses gehelp, hy het vir Paulus gehelp, en hy's hier om vir jou en my te help. En as gevolg van die Gees, is ons nie as wese agtergelaat nie. Wat 'n wonderlike wete. Omdat ons die Gees van God beloof is ons nie maar net gelos om maar aan te ploeter nie. Nee, daar is vir ons 'n beter weg, 'n beter lewe, 'n beter uitkoms, 'n beter toekoms. Hy sê nou kom weer. En daarom, omdat hy weer kom, Jesus Christus, en hy vir ons die Gees van God gegee het om 'n helper te wees terwyl ons vir hom wag, daarom kan ons getrou bly. As dit nie was vir hierdie helper nie, sou ons nooit bekwaam kon wees om getrou te bly nie. In onsself het ons dit nie. Hy sê, julle kan my nie sonder die hulp van die Gees sien nie. Want is die Gees van God wat dit aan ons openbaar. Hy kom wys ons die heerlikheid van God. Hy kom wys ons die wonder van God. Hy kom wys ons die hand van God in beweging. Hy kom openbaar van ons die dieptes van die troon van die hemel. En ek en jy lewe en sal lewe alleen in hom. Want hy is ons verseëling. Hy is die een deur wie ons lewe en in wie ons lewe en vir wie ons lewe. En hy rig ons lewens altyd na Jesus toe en net na Jesus toe alleen. Dis die doel van die Heilige Gees. Dis nie die gawes nie. Dis nie al die vermoëns nie. Dis nie al die wonders nie. Die doel van die Heilige Gees is altyd om 'n lewe van 'n mens te rig vir die eer van God. Hy rig ons altyd na Jesus toe. Die doel van die Gees van God is om ons lewens so te rig dat dit altyd sal wees om gefokus te wees op Jesus Christus. En hy sê wanneer hy weer gaan kom, die dag sal ons weet dat ons deur die Gees van God verlig is.
Daardie dag sal ons bewus wees, want is hy wat ons sal bewus maak daarvan. En die Here Jesus kom openbaar homself aan ons deur sy Gees. Hy is die een wat die woord vir ons sê, wie die Vader vir ons sal stuur. En Jesus bid dit van die Vader af, dat hy vir ons gestuur moet word. Dink aan die wonder van hierdie helper, wat deur die Vader gestuur is. Hy is die een wat in die naam van Jesus na ons toe kom. Dink aan die wonder daarvan, dat hierdie helper na ons toe kom, nie in die naam van 'n aardse koning, of in die naam van enige befaamde nie, maar in die naam van die een wat sy lewe vir ons kom neerlê het, en homself vir ons kom offer het. Dis wonderlik om te dink daaraan. Hy sê, en hy sal ons alles leer. En hy sal ons herinner aan dit wat regtig saak maak. Hy sal ons ook herinner aan dit wat nie saak maak nie. Hy sal ons ook herinner aan dit wat ons nie meer moet besig wees nie. Hy sal ons ook kom herinner aan dit wat nie die moeite werd is nie. En hy sal ons herinner aan dit wat nodig is. In sy vrede. Sê hy, laat hy vir ons na. Daar waar die Gees van God is, daar laat hy vir ons die vrede van God na. En sonder die Gees van God sal ons die vrede van God nooit kan smaak nie, want is hy wat dit vir ons diep in ons harte kom indra. En ek sê, dit is vir my die wonder van die werk wat ek vandag doen. Nou altyd in die sekulêre wêreld het 'n mens altyd 'n doelstelling, jy het 'n taak om te bereik. Jy het 'n begroting om te maak, en as jy jou begroting nie gemaak het vir 'n maand of 2 of 3 nie, dan is jy sonder werk. Dis maar die eenvoud van die saak, want die dinge moet klop. En in die werk wat ek vandag doen, kan ek nooit ooit weer my doelstelling maak nie. Want hierdie 2 hande kan nie doen wat nodig is nie, want ek is 'n feilbare mens. Maar ek het hierdie wonderlike wete, daar waar my hande ophou, daar neem die Gees van God oor. En hy doen wat altyd nodig is. En elke liewe keer, dan doen hy dit wat nodig is om God se doel te bereik. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg om hier die beste helper te kan hê, wat altyd dit bereik wat God hom bestem het om te kan bereik. Die Heilige Gees is nie net 'n krag of 'n invloed nie, leer die woord van die Here ons. Nee, hy is ons persoonlike blywende helper, wat Jesus self aan jou en my kom gee, om ons te kom lei, om ons te kom troos, om ons te kom leer, om ons te kom in staat stel, om ons te kom salf vir die werk, waartoe God verheerlik kan word. Hy is die een wat ons bemagtig, om daardie hart te kan hê, wat God kan verheerlik. Was jy al ooit eensaam gewees? Soos iemand wat dalk voel, asof hy stokseel alleen is op 'n Saterdag aand. Soos iemand wat dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Soos iemand wat dalk in 'n nuwe stad ingetrek het en daar's niemand wat hy ken nie, daar's niemand wat hy van weet nie. Miskien dalk soos iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan en voel niemand verstaan wat ek beleef nie, niemand verstaan wat ek deurgaan nie, daardie alleenheid wat ek van praat. Dan het ons hierdie wonder van die Heilige Gees, die beste helper, wat altyd daar is om by ons te wees. Want dit is sy hulp wat ons deur daardie alleentye dra. Dis sy hulp wat ons deur daardie onbekendheid van die lewe dra. Dis sy ondersteuning wat ons deur daardie moeilike tye dra. Ja, wanneer dit voel of ons rou is en niemand ons verstaan nie, is dit waarom die Gees van God vir ons gestuur is. 'n Persoon om ons te vergesel deur die moeilike tye van die lewe. Ja, soms in ons menswees hinker ons na iemand wat naby is, sodat ons nie alleen hoef te wees nie. Iemand wat ons nie maar net help nie, maar iemand wat by my is. Iemand wat verstaan wat ek deurmaak, iemand wat verstaan wat ek voel, iemand wat verstaan wat ek beleef, en iemand wat nie weer gaan loop wanneer dit verby is nie. Iemand wat ek regtig kan vertrou, wat nie wat gaan rug op my draai en gaan wegbeweeg nie. Dit is wie hy is, ons ewige helper, om jou en my te ondersteun in daardie oomblikke, wanneer geen mens ons kan ondersteun nie. En is dit nie wonderlik om te weet, dat dit is wie Jesus vir ons afgebid het nie. Hierdie een, wat ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hierdie een, die Gees van God, wat nooit te arm het wat te kort is, of wat nooit in onvermoë is om ons te ondersteun nie. Hy is altyd getrou, hy is altyd teenwoordig. En hier kom ons kort voor die kruis. Die disippels is nou al klaar onseker, is al klaar bang. Hulle is al klaar oorweldig deur die omstandighede.
En nou kom hy en hy kom gee nie vir hulle 'n handboek en sê, okay, hier is die 10-punt plan. Hier is wat julle moet volg. Lees van hoofstuk 3 tot by hoofstuk 7, dan het julle die antwoord op dit wat gaan kom nie. Hy kom gee nie hulle 'n program of 'n strategie. Hy kom gee nie hulle polities belaaide agenda om iets te kan bereik nie. Nee, daar is nie planne nie. Die planne kom by die bovertrek. En wag vir hom wat ek vir julle sal bid. En hy het God aan hulle beloof. Nie 'n plan nie. Hy het God aan hulle beloof in die Gees, nie 'n handboek nie. Hy het God aan hulle beloof in die Gees en nie 'n struktuur wat vir hulle enige antwoord sou gebied het nie, maar die persoonlike trooster, die een wat by hulle is, die beste helper. En hy kom en hy stuur hom vir hulle, om hulle te lei vanuit die bovertrek uit. En hy lei hulle nie van enige ander plek af nie, hy lei hulle van die bovertrek af. Daar het hy ontmoet, daar het hy die vuur van die hemel op hulle kom neer laat daal, daar het hy van kom besiel, en van daar af het hy hulle uitgestuur na buitekant toe. Dis altyd die plek waarvandaan hy begin, van hierdie plek van afsondering af. Om hulle te versterk op daardie plek. Ja, om hulle te kom tug op daardie plek. Ja, om hulle te kom aanspreek en te oortuig van sonde op daardie plek in die bovertrek. En van daar af, nou stuur hy hulle uit na buitekant toe, om die wêreld te kan gaan trotseer. Hy het hulle gaan bemagtig en hulle gaan salf. Hy het hulle geseël met vuur uit die hemel. En hy skenk hulle hierdie persoon van die Gees van God. Vers 16 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster stuur? Nee. Hy sê hy sal 'n ander trooster gee. Nie gee om terug te neem nie, nie gee om weer na 'n tyd weg te gaan nie, maar om te bly en daar te wees tot die einde toe. En as ons kyk na die oorspronklike taal, dan is die woord wat gebruik word vir die Heilige Gees, is die Parakletos. Hy is die een wat volgens die Griekse taal 'n tweeledige woord vir ons bring. Hierdie Parakletos wat twee dele het. Para soos parallel en kaleo om te roep. Die Gees wat Jesus vir ons gebid het om langs ons in te kom, parallel saam met ons die pad te kom loop en ons te roep om te volhard en te voleindig tot die einde toe wanneer God ons kom haal. Dit beteken letterlik iemand wat langs jou geroep word vir so lank as wat jy hom nodig het. O vriende, ek en jy het hom nodig. Tot die einde toe. Ons kan nie een enkele tree gee sonder hom nie. Ons kan nie een enkele beweging doen sonder hom nie. Hy is ons helper, hy is ons advokaat, hy is ons middelaar, hy is ons trooster en sonder hom is ons niks en kan ons niks doen nie. Hier woord word gebruik vir 'n regsverteenwoordiger, iemand wat in die hof gaan staan om jou saak vir jou te bepleit. Dis wie die Heilige Gees vir ons is. En hy gaan doen dit wanneer jy 'n regsverteenwoordiger het, kom doen dit nie in die hof as jy onskuldig is of as jy skuldig is nie. Maak nie saak of jy skuldig of onskuldig is nie. Hy's daar om jou saak vir jou te bepleit. En so kom die Gees van God vir ons om voor God die Vader vir ons te kom intree en vir ons in te tree of ons skuldig is of ons nie skuldig is nie. Is hy getrou om altyd sy beste in die stryd te werp sodat ons 'n verteenwoordiger het in die troonkamer van die hemel. Hy's 'n trooster vir ons. Iemand wat langs ons sit in tye van rou wees. Dis wat 'n trooster doen. 'n Trooster is iemand wat daar is toe jy nie kan sien vanmôre nie. 'n Trooster is een wat daar is toe jy nie 'n antwoord het op vandag nie. 'n Trooster is daar wanneer die lewe jou oorweldig en daar niks meer is wat jy het om te bied nie. Is die trooster daar nie om 'n antwoord te gee nie, maar om te kom heel maak wat stikkend is. En soms is dit hierdie wonderlike beeld wat ek vir myself aan van herinner. En as ek die Here so dankbaar vir dit. Soms het jy 'n trooster nodig wat nie 'n woord sê nie. Wat net langs jou kom sit. En jy weet van hom. Dis baie maal die grootste troos wat jy kan kry. Toe daar nie 'n woord gesê word nie, maar jy weet hy's daar en jy die waarborg, hy gaan nie weggaan nie, hy bly daar. Dis troos. Hy is ook vir ons advokaat. Iemand wat jou saak namens jou sal stel. Hy is ook 'n bemiddelaar. Iemand wat namens jou sal praat met die doel om dit wat fout is reg te stel. En die Here Jesus sê,
Hy is vir ons hierdie ander trooster wat vir ons gestuur sal word. En nou gebruik hy hierdie woord in die Griekse taal allos. En hierdie woord beskryf eintlik nog een wat net dieselfde soort is. Jesus gebruik die woord en sê daar gaan 'n ander trooster gebid word van die Vader af. En hy verduidelik hom in die oorspronklike taal as nog een wat net dieselfde is as wat hy was. Hoor hoe mooi is dit? Dis vir my ongelooflik. Hierdie beste helper is een wat presies dit doen wat Jesus se disippels vir 3,5 jaar gedoen het. Dit kom die Heilige Gees en hy doen dit vir jou en vir my. Hy is soos wat Jesus vir hulle 'n fisiese teenwoordige belewenis was. Is die Heilige Gees vir jou en my hierdie fisiese teenwoordige belewenis van God wat met ons is. Net soos wat hulle beleef het, hy is God Immanuel. So kan ek en jy beleef, hy is steeds vir ons vandag God Immanuel. Ja, hy is persoonlik met ons betrokke. Hy is vol van sy liefde. Dieselfde liefde wat Jesus gehad het toe hy daar aan die kruis fisies gesterf het, is net dieselfde soort as wat Jesus was, is sy liefde vir jou en vir my vandag. En hy is op hierdie sendingreis, nie vir 33 jaar nie, maar vir meer as 2000 jaar vandag, om vir jou en my te kom stry, om vir jou en my te kom werk. Ons het so 'n helper wat gereed staan, langs my, wat geroep is, om jou en my te dring om aan te hou tot die einde. Die woord parakletos word ook gebruik volgens Johannes in die Nuwe Testament om te praat van Jesus. Ons het die Heilige Gees wat by ons is om ons te kom troos. En ons het Jesus in die troonkamer van die hemel wat by God die Vader vir ons intree. Kan jy dink hoe mooi dit is? Dat ons so 'n helper het. Wat die hemel ook verruil het. Om by jou en my ongehoorsaam, soms ongewillige, soms hardkoppige, te kom stilstaan en met ons bemoeienis te kom maak. En hy praat hierdie woorde met jou en my dag vir dag, tree vir tree. En soos ons aangaan, gaan jy nou agterkom hoe wonderlik dit eintlik is. Nou kom die Here Jesus en hy praat hierdie woorde daar aan die bo vertrek. Die aand voor sy dood. Judas het reeds uitgegaan, hy het hom reeds verraai. Petrus het hom al reeds geontken en hom verloon. Die disippels is al reeds oorweldig en verward en bang. Hulle gaan binnekort weghardloop, elkeen in sy eie rigting in. Hulle is al reeds in die oomblik betrap. Ja, hulle is al reeds eintlik skuldig om biddeloos te wees. Hulle weet wat wag. Nee, hulle weet nie. Maar Jesus weet. En in die midde van dit alles kom hy, en hy bring hierdie woord na hierdie manne toe, wat agter gaan bly, binnekort agtergelaat gaan word, binnekort alleen gaan wees, binnekort troos gaan nodig hê, en hy bring in hierdie donkerste oomblik van sy lewe vir hulle 'n boodskap van die grootste lig, wat hy vir hulle kon bring. Die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees. Tjoh, vriende. Wat 'n wonderlike helper. Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met onuitspreeklike sigtinge. Wat 'n belewenis om so 'n helper te hê. 'n Helper wat ons help om te bid. 'n Helper wat ons help in ons swakheid. 'n Helper wat ons help in ons onvermoë, 'n helper wat ons help in ons beperkings, in ons menswees, in ons tekortkominge. Hy help ons om die woorde wat gebid moet word reg te bid. En al kom dit hoe skief hier by ons uit, dan ons die wonderlike woord wat vir ons sê, hier die helper tree vir ons in, en dit kom altyd reg by die Vader uit, want hy kom van die woorde van opregte hart, en hy kom lê dit voor die troon van God neer. Ja, al kom dit hoe skief by ons uit. Ons is baie keer so gepla oor ons gebede. Nee, ons kan nie bid nie. Wel, as jy 'n kind van die Here is, kan jy maar bid. Want dit maak nie saak hoe krom en skeef die gebed is nie. Dit kom reg voor die troon van die hemel uit. Wat 'n wonderlike helper. Kyk, ons sal baie moeilik sukkel om namens mekaar die regte woorde vir mekaar te spreek, né? Ons sukkel baie keer want ons sal graag die verkeerde woorde wil uitwys, nie die regte woorde nie, maar hier's 'n Gees van God wat net die regte woorde vir God die Vader vir ons kom uitspreek.
En hy kom doen dit met onuitspreeklike sigtinge. Dis die helper. Wat soms jou en my gebede vat, wat so krom en skeef uitkom, en dan kom spreek hy uit voor die troon van die hemel uit, met onuitspreeklike sigtinge. Hy kan dit nie eers sê nie. Handelinge 9 vers 31 sê, en die gemeente het toe vrede gehad, deur die hele Judea en Galilea en Samaria, en dit is opgebou, en het in die vrees van die Here gewandel, en deur die vertroosting van die Heilige Gees het dit vermeerder, oor die hulp van die Heilige Gees. Hy help ons altyd met sy vrede. Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, sy vrede wat hy diep in ons harte kom inplant, sy vrede wat hy kom onderhou, wat nie geonderhou word deur mense nie, wat nie geonderhou word deur die lewe nie, maar deur God homself alleen. Hy kom onderhou sy vrede diep in ons harte. En hy help ons om opgebou te word. Hoe? In die Gees. Hy kom help ons om opgebou te word in die geloof, in die allerheiligste geloof, nie maar net enige geloof nie. Hy kom help ons om in die vrees van die Here te kan wandel. Sonder die hulp van die Heilige Gees kan ek en jy nie wandel in die vrees van die Here nie. Maar wat 'n wonderlike voorreg het ons, dat ons hierdie helper het. Sodat ons in die vrees van God kan wandel. Hy help ons in die vertroostinge vir die lewe. Help ons om te vermeerder in die genade, sê die woord van die Here vir ons. Help ons om te groei in die liggaam van Christus, want dag vir dag voeg hy by die gemeente wie gered word. Hy help ons om te groei en te vermeerder in die liefde van God wat in ons harte uitgestort word, om al oorvloediger daarin te kan wees, om God daarin te verheerlik. Dis net hierdie helper wat dit vir ons kan doen, geen ander een nie. Die Here Jesus beloof nie net om met ons te praat nie. Hy beloof om by ons te wees, deur sy Gees. In die persoon van die Heilige Gees. Hierdie wonderbare persoon, het ons die voorreg dat ons met hom kan praat, soos wat hy hier by ons is. En ons weet hy luister altyd. Ons weet hy dra ons gebede op na die troon van die hemel toe. En ja, ek en jy kan hom ken in Christus Jesus. So in jou gebedstyd, praat met die Heilige Gees. Hy is die persoon wat Jesus vir jou afgebid het, om jou te kom help. Die een wat jy kan vertrou. Die een wat altyd teenwoordig is, die een wat jou nooit sal verlaat nie. Hierdie helper bly, en jy word nooit ooit weer bewus, dat jy so alleen is, dat hy nie naby jou kan wees nie. Selfs in die doodsnikke van die lewe, wanneer geen mens deur daardie plek kan gaan, en niemand saam met jou daardeur kan gaan nie, is Jesus Christus by jou deur sy Gees, en deur die doodsnikke van die lewe, daardie tree wat niemand saam met jou kan gee nie, kan hy saam met jou gee, want hy is reeds daardeur. Hy is nie maar net 'n huurder wat maar net in en uit beweeg nie. Hy is 'n permanente inwoner. En nou kom hy met hierdie frase, wat hy sê om by ons te bly. In die Griekse taal praat hy van dieselfde woord wat in Johannes 15 gebruik word. Johannes 15 is die wynstok en die lote. Bly in my, soos ek in julle. En net soos wat hy daar die woord gebruik om te sê, bly in my, soos ek in julle, so sê hy die Heilige Gees, kom bly in ons. En daarom moet ek en jy hom koester. As die helper wat in ons tuis is. Maar nou moet ons self die vraag afvra, hoe tuis is hy in my binneste? Hoe tuis is hy in my denke? Hoe tuis is hy in my gedagtes? Hoe tuis is hy in my kultuur? Hoe tuis is die Gees van God in my binneste, in my gesindheid? Hoe tuis is die Gees van God in my hart? En dan kom woon hy daar, sê die woord van ons, vir ewig. Buite tyd. Nooit ooit sal hy dit meet waarin hy ons kom leef binne tyd nie. Hy meet nie die tyd af en kyk na die horlosie en sê, is nog soveel tyd oor wat ek in Johan moet wees nie. Nee, tot in ewigheid. Nie met my ewigheid nie, maar die ewigheid. Buite tyd en buite spasie is hierdie helper binne in my en hy kan nooit weer uit my uit nie. Hy's binne in my en ek is verseël met hom. Hy's nie soos gas wat kan opraak nie. Hy's nie soos 'n gevoel wat meer kan wees of minder kan wees. Nee, hy's die permanente een wat binne in my kom woning maak. En hierdie tydvorm is baie kosbaar.
Dit dui op 'n deurlopende, aanhoudende, blywende teenwoordigheid. Dit is nie, hy sal eendag by my bly, wanneer ek by 'n sekere punt kom nie. Nee, as 'n kind van God vandag is, dan is hy by my. En hy gaan nooit weer weg nie. Die disippels was op die punt om Jesus fisies te verloor. Hy gaan sterf. Hy gaan opstaan, hy gaan opvaar na die hemel. En in hierdie oomblik kom hy en hy kom praat met hierdie manne, wat deur hierdie alleen oomblik van hulle lewe moet gaan. En hy kom sê vir hulle sal nooit alleen wees nie. Want hy bid hom vir hulle af. Johannes 14 vers 23 sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning kom maak. Sjoe, hoe mooi is dit nie? Wat gebeur as jy by 'n woning intrek? Jy maak dit jou woning. Jy maak dit joune. Het jy al die Gees van God toegelaat om jou binnemens sy woning te kom maak? Sy plek te kom maak, dat as jy daar instap, dan sien jy hy is hier. Dan beleef jy sy teenwoordigheid. Jy wonder nie wie sy huis is dit nie. Maak nie saak by wie sy huis ek instap nie. Binne enkele oomblikke weet ek in wie sy huis ek is. Daar's foto's wat dit bewys. Daar's ornamente wat dit bewys. Daar's jou karakter wat in jou huis sigbaar is. Is dit so in jou en my lewe dat dit bewys kan word wie woon in my hart? Romeine 8 vers 38 en 39 sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe ons sal kan skei van die liefde van God wat in Christus Jesus ons Here is nie. Hierdie teenwoordigheid van die Gees van God is onbreekbaar. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Ja, ek en jy as liggaam van Christus is die plek waarin hy 'n tuiste kom maak en sy karakter moet in hierdie tuiste sigbaar wees. Sy wese moet in ons sigbaar wees. En baie keer sukkel ons met dit en dis hoekom ons by hierdie hart en mond siekte uitkom. Moet ons die Here sê, ag Here, kom help ons. Dat ons U gaan toelaat om die huis van my hart heeltemal te kom verruim. Sodat wanneer enige iemand nader na my toe kom, dat hulle U sal sien wat in my woon. Want jou en my liggaam is die tuiste van die Gees van God. Hoe tuis is die Gees van die hemel, wat die hemel verruil het vir my hart. En net daar moes ek stil word en sê, ag Here, ek skaam my eintlik dat U met soveel disrespek gehanteer het, toe U die hemel verlaat om binne my te kom woon. Here, wat het ek gesê, wat het ek gedoen? Waarmee was ek besig gewees? Toe ek my hart U tuiste moes gemaak het. Ja, hy is nie 'n huurder wat weer gaan uittrek nie. Wie se kontrak weer gaan verval nie. Hy is ewig. Hy besit die akte van my hart. Die voordeurklokkie is syne. En dan kom ek by Openbaring wat sê ek staan by die deur en ek klop. Dink ek myself so in. Ek dink ek het dit al gesê. Hoe hartseer is dit? Dat die eienaar van die huis buitekant moet staan en moet klop. Terwyl dit vir hom behoort oop deur te wees. Terwyl dit vir hom sy tuiste behoort te wees. Ons helper is 'n persoon. Ons helper bly. Ons helper gaan nooit weer weg nie. Maar hoe wat doen ons helper? Hy lei ons in die volle waarheid. Johannes 14 vers 17 sê hy is die Gees van die waarheid. Nie 'n waarheid nie. Hy bevat nie waarheid nie, hy ken nie waarheid nie, hy is waarheid. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Jesus sê self, dis wie hy is. Dis Jesus se getuienis van die Gees wat hy vir ons afbid. Hy sê, hierdie Gees wat ek vir julle bid, is die Gees van die waarheid. Hy is nie net die Gees wat waarheid ken nie. Sy volheid is waarheid.
En dit is die kosbaarste woord wat hier gebruik word. Want het praat van soos wat daar spoor gesny moet word, om 'n bokkie te kan soek, of iemand te kan soek, om dit te kan vind. So kom hy, en hy kom openbaar nie vir ons net 'n deel van die waarheid nie, maar soos 'n spoorsnyer letterlik tree vir tree kom wys, daar's 'n bokkie se tree, en spoorsnyer die volgende stap toe van waarheid, en spoorsnyer die volgende stap toe van waarheid. So kom die Gees van God, en hy kom lei ons tree vir tree, soos die spoorsnyer van die hemel. Ja, kan jy indink? Hy maak seker elke tree is in God se waarheid. En daarom moet ons die Gees van God so vertrou en sê, Here, help ons asseblief om maar net gehoorsaam en afhanklik U te volg vir U waarheid. Johannes 16 vers 12 sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. So hierdie Gees is so getrou. Hy kom openbaar vir ons daar die tree wat gespoorsny was, wat ons nou kan hanteer. En daar's dele van hierdie spoorsny wat hy nie vir ons kan openbaar nie, want ons hart is nie gereed daarvoor nie. En hierdie helper is so wonderbaar, dat hy daardie dele wat ons nie vandag kan hanteer nie vir ons vandag gaan wys nie. Hy hou dit, hy kry dit, hy vind dit en dan stop hy. En dan berei hy ons voor en môre gaan hy vir ons die volgende spoor kom wys. Ja. Beteken dan sê ons nou, thank you. Ek gaan in my eie rigting. In Johannes 2 vers 27 sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leer nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Hierdie is nie net 'n salwing van olie nie. Hierdie is die salwing van die Gees. Hy is die salwing. Hy gee nie net die salwing, hy bedien nie net die salwing nie, hy is die salwing, en sonder hom is daar geen salwing nie. Dit gaan oor toerusting en bekwaamheid. Hierdie helper is so wonderbaar, dat hy ons nie maar net toerus om 'n werk gedoen te kry nie, hy is ons toerusting om die werk gedoen te kry. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot vers 11 sê, want aan ons het God dit geopenbaar deur sy Gees, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Die Gees ken die dieptes van God en openbaar dit aan ons, soos 'n spoorsnyer. Vat hy ons altyd na een plek toe, na die troon van die allerheiligste God toe. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. En hierdie Gees wat ons helper is, gebruik hierdie woord om ons te lei op hierdie spoorsnypad. Hy gebruik hierdie woord om ons te help in ons oomblikke van alleenheid, in ons oomblikke van gebrokenheid, in ons oomblikke van stikkend wees, in ons oomblikke van rou wees, in ons oomblikke van verkeerde keuses, in ons oomblikke wanneer ons hart en mond siekte het. Kom die Gees van God ons te help. Sy lamp is sy woord. En hy kon lei ons deur hierdie woord. Wanneer ons moeilike besluite moet neem, dan is die Gees van God ons helper om hierdie besluit te neem. Soos 'n spoorsnyer. Tree vir tree. En daarom kan ons die Heilige Gees vra, lei ons in U waarheid. Daarom kan ons die Heilige Gees vra, Here, help ons om net te volg waar U vir ons die pad kom wys. Proef ondervindelik. As jy nou nog nie saam met 'n veldwagter in die veld was en gesien het hoe hulle hierdie spoorsnywerk kan doen nie, want jy nie waardering daarvoor nie. En so is dit met die Gees van God. As jy nog nie in die wildernis van die lewe was en hom vertrou het, om te kom spoorsny en vir jou die pad te wys nie, verstaan jy dit nie. Maar hy bemagtig jou en my om te kan getuig. Dit sê Handelinge 1 vers 8 vir ons. En in Johannes 14 en 16 beloof die Here vir ons 'n Gees wat ons sal help, soos 'n gids. Hy gee ons krag. Hy stel ons in staat om hierdie pad eintyd voluit te kan loop. Hy lei ons in ons besluite, sê Romeine 8 vers 14.
En ons moet hom met meer vertrou in ons besluite. Hy bemagtig ons, sê 1 Korintiërs 12, vers 4 tot vers 11. Hy gee ons die vermoë om te kan verdra. Hy gee ons die vermoë en die ywer om te wil werk. En weet jy wat's baie keer hartseer? Ons kyk meer na mekaar en sê, jong, ek weet nie of ek saam met jou wil werk, of saam met jou wil werk nie. En die werk wat die Gees van God in ons doen om te wil, gooi ons in sy gesig terug. Die beste helper. Vir hom sê ons, nee dankie. Hy help ons om te volhard. Hy help ons om eindtyd te gaan voluit. So hoe kan ek hom beter ervaar? Deur 'n soeke na 'n dieper verhouding met die Heilige Gees in Christus Jesus. Om 'n kultuur te vestig in my siel, met 'n diep verlange na die Gees van God. Om al dieper en dieper in te gaan in gebed met die Here. In die woord van die Here. Om gemeenskap te hê met hom, wat my huis, my hart, kom verlig. Om hom te vertrou vir 'n volkome vervulling, sodat ek kan wandel in sy liefde, kan wandel in sy wysheid, kan wandel in sy krag, kan wandel in sy vrede. Dan kan ek leer om te let op die stem van die Here. Dan kan ek myself omring met mense wat dieselfde smagting het. Dan kan ek besig wees om te ywer en te werk en te doen en te volhard. Want die Gees van God dring my. En wanneer ek swak is, bly hy getrou om die spoorsnywerk te doen. En wanneer ek in onvermoë is, bly hy getrou om die rus van die hemel vir my te bedien. En wanneer ek beperk is, bly hy getrou om my hande sterk te maak, om my hande arms omhoog te hou, en in my swakheid sy sterkte te kan volbring. Dis die wonderbare, beste helper. Hy deel sy vrede. Hy bring my lewe. Hy gee motivering wat mense nie kan gee nie. Hy dring my deur sy liefde. Hy lei my in sy waarheid. Hy dra my elke tree van elke dag om spoor te sny, al is my voete hoe moeg, al is my moeg skoon moeg. Is die spoorsnyer van die hemel, met groot respek gesê, altyd voor my. En hy openbaar vandag aan my die volgende voetspoor, wat ek vandag kan hanteer. Hy werk in my, hy wys vir my, hierdie wonderbare helper is vir my. En daarom kan ons sê, as hy vir my is, wie kan teen my wees? En hoe mag die Here ons help om die beste helper in ons lewens so toe te laat met alles wat ons het? Want hoe anders kan jy as om herlewing in jou siel te hê, as jy die Gees van God gaan toelaat? Mag hy werklik waar met ons besig wees. Mag hy homself in ons midde en in ons lewens verheerlik. Wat 'n verstommende helper. Ons buig ons harte en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons weet, dat ons as mens, al is ons 'n krom en verdraaide geslag, is ons as kinders van U, in Christus Jesus en deur Christus Jesus verseël met die beste helper, die spoorsnyer van die hemel. Gedagte wat my diep in my siel getref het, Here. Want ons vind onsself baie keer in die wildernis van die lewe, deur ons eie toedoen, deur ons eie keuses, deur ons eie hartsgesindheid. Dankie vir 'n helper wat altyd voor ons uitstap. En met soveel deernis en soveel geduld spoorsny en aan ons dit openbaar, wat ons gereed is om die volgende tree te kan gee. Help ons, Here, om die Gees van God wat in ons woon te koester, sodat hy tuis kan wees in ons binneste. En ons eer U vir die voorreg, dat daar deur die hemel in ons binneste tuiste gemaak is. Here, help ons om hom te eer met alles wat ons is en alles wat ons ooit kan wees. Ons bid dit in Jesus naam.
Amen. Vriende, kom ons staan en gaan ons 'n lied saam sing tot eer van die Here. Deurgrond my hart en toon my Heer of daar iets is in my. Baie dankie. Dankie dat jy vanaand die tyd uitgekoop het om hier te wees. Ons nooi jy vir 'n koppie koffie of tee. En mag die Here met u wees die week wat voorbly. Ontvang die seën van die Here. Gaan in sy wonderlike vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die wonderlike opsoekende gemeenskap van die Helper van die hemel. Wees en bly met u elkeen.